Luister, wil jy weier sny as wat jy stroop? Nee, wat's gou 'n bietjie. 'n 14,5 meter kiensnyer. Hierso by Agritechnica. Ek praat met Karel, hy gaan my wys hier. Ons loop hier deur wat al die goeders is. Yes, watch hierso. Hallo Joepie. Hoe lyk dit? Goed en jy? Nee, luister hier nee. Ons gaan nou wyd werk. Nou gaan ons stoot, nee. Ja. Jy het homself ook nog nie oop gesien hier nou nie. Jy het nou net ook self hier gaan. Kyk net hierso, nee. Ek wil julle net wys, nee. Hierso is ons. Is sien julle daar so af, nee. Daai hele snyer, verduidelik my gou die besigheid. So ons het die middelste gedeelte kan ek maar amper sê is die tradisionele butterfly gedeelte en dan is daar twee mouers links en regs wat dan nou bygesit is. Hier kan jy die radkas sien. So hierso is ons tradisionele, kom ons begin uit die, nê. Hierso is ons tradisionele, ons sit nou 'n mouer voor op die trekker wat 'n gewone butterfly is. Dis reg. Met hierdie op die kante. Ja. En dis hulle soos van skroef dit, ons sit nog 'n mouer op die kant. Ons sit nog 'n mouer by daar. Aan die linkerkant en die regterkant, so nou is ons totale werkswyte is nou 14,5 meter wat ons nou gaan sny. So ons kan nou lekker windrye maak. Yes, 14,5 meter maal 3, dis 'n 40 voet tafel. Ja. Nee. Dis 'n 40 voet tafel mouer. Nou kan ek seker maar daai uit die 737 Maxies tot in die werk sit, nê. Nee. Ja, hulle kan nou hulle werk. As jy so wyd gaan, dan kan jy actually daai trekker gebruik vir hierdie. Doodreg, 100%. So en natuurlik kan jy sien hier aan die linkerkant is die profiel bietjie boontoe en aan die regterkant is die profiel bietjie ondertoe, so die mouer is natuurlik ook het ook die moontlikheid om dan nou die profiel van jou land te kan volg. Yes. So ek kan letterlik ten minste 3 mouers se werk met hierdie as jy gaan vat na 4, jy gaan eintlik amper 4 mouers se werk doen met hierdie. Yes, ja. Nee? So jy kan amper sê dit as jy 'n 3,5 meter mouer het, dan kan jy met een op en af gaan jy 6 van hulle se werk wat jy kan doen. Nou luister hier nee, dink jy daai rooi knoppe maak net dat hy op of af gaan? Nee. Want hy het nou opgevou hierso nou of afgevou. Nou wonder ek as ek nou daai rooi knop druk. Wag, kom ons kyk. Waar is die ou wat in beheer is van die sirkus? Ja, ek dink hy's outomaties gaan hy. Kom ons sal check as hy begin opvou en dan wys ons hulle. Yes. Okay. Dan hierso is dan maar net julle gewone mouer. Maar butterflies met 'n grouper aan. 'n Wat? 'n Grouper. So ons kan dit wat ons hier agter sny, jy het 'n auger agter hom en dan gooi ons al die materiaal, die kan hier binne in sien. Daar sien ek. Hier kan ek van die kant af kan ek hom kap. Ja, ek wil net sê wat die hel is hierdie. Ja. Ja, sê dan gooi ons alles wat ons hier gesny het, gooi ons dan klaar in een windry saam met die ry voor van die voorste mouer. So ons eindig met een groot windry, dis so spesifiek as jy wil kuilvoer doen. Hoef nie te hard nie, kan jy direk met jou kerwer kom, optel en daar gaan jy. Einde van die storie. Ja. Okay. En dan hierso is julle 'n major wat julle basies het. Ja, so hierdie is ook 'n nuwe model. Dit is 'n 10 meter. Ene ook met al die funksionaliteit. Jy kan hom oopmaak. Welde kan weerskante toe draai, binne toe, buitentoe. Hierdie masjien is regtig 'n baie lekker masjien om in alle kombinasies en moontlike behoeftes wat jy moontlik kan hê, te kan voldoen. Dit is regtig 'n baie lekker masjien om mee te werk. Of jy wil links of regs, maak nie saak watter kant toe nie. Al die kante toe. Ek wil gou by hierdie oorkant lê, daar uitkom, want hierdie was 'n regte game changer in ons boerdery gewees. Ek meen hierso in Europa is dit baie meer algemeen as by ons. Ja. Maar hierdie krag planterkombinasie wat julle sit mos daai dis 'n Arag of Arigo, ja. Arigo, ja. Nee. Arigo planter wat opkom en ek meen ek kan nie so daai plant uitstekend. Van daai tyd af het julle al nog van hierdie masjiene, hierdie kombinasies verkoop? Nee, ons het weer navraag gehad. Ek dink daar's 1 of 2 wat ons weer gedoen het, maar dit is nog nie iets wat by ons baie groot kos gevat het met die power daarin. Ek weet nie of die koste dan te hoog is met die kombinasie nie. Maar soos jy self sê, daar's eintlik baie voordele wat jy kry met dit. I mean, jy haal 4 bewerkings uit op die einde van die dag. Ek wil vir julle sê as jy enigsins fyn saadplant, lucerne en enige van daai goed en jy het nie een van die goed op jou naam nie,
dan is jy besig om jouself geld te kos. Nee, Ja, nee, jy is 100% reg. gepraat van dit, want hier lyk jy al baie meer fancy besigheid wat hier langs aan Ja, is. dis nou die nuwer ene, die nuwer weergawe. So die aksies is maar baie dieselfde. Die verskil hierso is die planter wat hulle hier agterop het is 'n dubbelskuif. So hy het 2 disks waar die saak okay. plaas. So ja, 'n bietjie meer akkuraat waarskynlik. Ja, Hoe jy hom wil deurtrek. En dan sien ek net hierdie tandjies wat hy voor het. Wat sal dit doen? dit is vir die trekker se spoor om die trekker se spoor los te maak. Wow. Ek dink hulle is baie versigtig weer eens vir kompaksie. Net dat jy nie hier 'n kompaksie wat jy hier vorm by jou Maar trekker. ek meen, hulle is mos nie so stout vir rip soos ons nie. Nee, hulle hou nie so baie daarvan. Okay, kom ons check 'n bietjie hierdie kant toe. Wat is hier nog? So hier's 'n saadbed implement. Ek weet actually, dit is ook 'n lekker grootte hierso. Jo, okay. Ja. Stubble cultivation wat hulle hier doen, ek dink dit is 10 meter as ek reg is hierdie een. 5 rye tande. So jou materiaal vloei is baie vriendelik deur die masjien en natuurlik baie opsies by die rollers agter. Ek dink dit is een ding wat ons Suid-Afrikaanse vervaardigers nog baie werk aan het, is om meer roller opsies vir kliënte te kan aanbied. En dit gaan maar oor wat se tipe grond die ou het, wat se aksie hy wil doen en hoe hy wil hê sy profiel moet lyk as hy klaar gewerk het. En dan sê jy nou dink in Europa, nê? 'n Ja. Ploeg sal nou verbân wees hierso. Maar tog, yes. Ja, die 1 2 3 4 5 6 7 8 skaar omslagploeg. Ja, hulle is nog baie lief vir ploeg. By ons is dit nie meer die gewildste bewerking nie. Alhoewel ons sien daar's weer 'n paar manne wat begin om te ploeg in ons wêreld, so ja, by hulle is dit 'n baie groter ding as by ons. En dan die ander ding hier agter jou, nê? Ja. Ons het vir Karel agter Karel. Karel van Karel, ja. Ek sien hulle het hom daarom weer saamgebring. Ja. Hierdie kant toe. Verduidelik my net gou wat gaan hier aan. So dis maar basies 'n so sê die diesel elektriek, so hy het 'n engine in wat natuurlik vir jou batterye charge of die elektries doen dan nou, en dit is die autonomous vehicle. Ons het laas 2 jaar terug ook hieroor gesels. Dit is iets wat baie meer begin ons sien. Die ouens is al hoe meer reg vir dit. Ek dink een van die grootste struikelblokke tans hoekom ons dit nie kommersieel sien nie, is die wetgewing agter dit. Ja. So dis eintlik waarmee hulle nou stoei, maar ek dink die tegnologie en die masjien self is daar, dis beskikbaar. Nou kyk, ek dink natuurlik die ding is perfek vir Suid-Afrika, nee, want ons kan die operateur daar bo-op sit. Ons kan ek seker daarvan as ons kan 'n stoeltjie hierso neersit, Ja. nê? Ja, wat man, daar's genoeg ons budget bracket hier aan, nê? As sit ons net 'n stoeltjie daar neer, dan gaan koop jy vir jou van daai Nee, wat een van daai lekker en dan hy net 'n stopknop hê, dis dit. die operateur moet nou op 'n stoeltjie onder 'n sambreel langs die land sit met sy stopknop. Jy nie maar onthou, jy het iemand nodig om die stopknop te druk, nê, daar op die land. Dis al wat die wetgewing 'n issue voor is. So nou hoef jy nie meer agter op die implement te ry nie. Ons sit hom op Karel en dan kan jy hom daar onder die sambreel sit. Dit is nog interessant wat jy nou sê, is want dit is een ding wat die implement ouens met hulle autonomous vehicles doen, is hulle monitor wat agter by die implement aangaan. So hulle wil weet wanneer jy 'n blokkade het, sodat jy nou hier kan sien, so dit is sensors wat vir jou sê daar's 'n probleem. Sjedine. Ja, of as jy 'n mouer sou gehad het, daar het 'n lemmetjie wat gebreek het, Ja. of jy het 'n skaar verloor. So hulle doen regtig moeite om O, so die ding het alles rande goeters hierby. ja, om Ek daai sien daar's 'n monitering te klip. kan doen. So hy het soos 'n shock sensor dan nou seker hier. Ja. As ek moet raai. So die voertuig is bewus van wat met die implement aangaan. En dit is eintlik waar die implementouens eintlik baie goeie werk doen, want in die verlede was die autonomous vehicles is net gegaan om 'n masjien te trek, maar nou wil ons kyk wat actually met die masjien gebeur. Sê gou vir my net gou terug in realiteit in Suid-Afrika net vir 'n oomblik, nê? Want ek weet julle is mos nou maar aan die kienkant veral alom bekend vir jou gewone harke en jou vir al die snyers, Ja. nê? Hoe hardloop die snyers veral nadat hulle daai verandering aangebring het, die bed bietjie sterker gemaak het en so, ek weet is nou 'n paar jaar later.
wat is die terugvoering wat julle nou in die mark Nee, het ek kry? dink ons het baie goeie terugvoering daaroor. Die ouens is baie happy daarmee. Natuurlik het jy nou 'n langer lewe en ongelukkig in ons land kry jy maar 'n klip hier en daar en dis iets wat gebeur. En ek dink ons hanteer dit nou net baie beter nou omdat ons die support is nou daar en die masjien kan dit beter hanteer. Ek sê nie hy kan klippe hanteer nie. Hy kan dalk net ek het nog steeds dalk net 'n harder hou vat, maar ja, dit is maar net op die langslewendheid ten minste van die bed en alles op die einde van die dag. Dis nog die duur gedeelte van die masjien. So net langer uit om uit kan kry. Ja, dan is jy reg. Ja. Dit is reg. Karel, dankie baie. Waar's hy? So, die dikste, wydste snyer, nee. So, op die mark. Daai ding is belaglik, nee, regtig. Ek gaan weer daar moet gaan kyk. So, as jy belangstel, nee, as jy daai diktrekker vir jou nou mooi in werk wil sit, kom met Rubik in kontak en dan kry jy vir jou so 14,5 meter snyer. Dan kan jy daar met die buurman wat in die stripper kom rondneek, kan jy actually daar meet en sê wat ek sny nou weier as wat jy doen. Dis die van Farm Spice af. Agritechnica 2025 tot volgende keer. Groete.